Hallo, ek is Leo en welkom by my eerste YouTube video. My eerste video gaan in Afrikaans wees, want dit is klaar daunting genoeg, soos wat dit is om 'n video te maak. Wat 'n beter tyd is al regtig om 'n channel te begin as dit nie Desember is nie. Ek dink ek gaan iets attempt vir Vlogmas, maar dit mag ook nie obviously like soos 'n tipiese Vlogmas nie, maar dit gaan my eie manier wees. So hou dop daarvoor. Ek het 'n lus om regtig meer my lewe te begin document en authentically my lewe te share. Ek dink op short form content is dit so maklik om net die snippets van mense se lewe en goed te sien wat nie regtig die volle idee skep van wie die persoon is nie en hoe hulle lewens is nie en hulle persoonlikheid en al die jare wat ek al YouTube kyk en mense wat ek op YouTube kyk. Voel dit vir my dat ons vriende raak op YouTube en dat dit soos 'n bestie raak vir my en dat ek hulle leer ken en hulle vriende leer ken en weet wat hulle doen en saam met hulle gaan as hulle travel en dis regtig net wat ek met hierdie channel probeer doen. So I'm putting myself out there. Iets wat ek gaan moet onthou met die channel is moenie dit probeer om 'n perfectionist te wees nie. Moenie probeer iets out there sit waarvoor jy nog nie reg is voor nie. Ek het nie baie skills nie, ek het nie baie plekke noodwendig om te film nie, maar ons gaan dit vas as wat dit kom. I just said I'm gonna rip off the band-aid. It's December. I wanna capture memories. So kom ons doen dit saam. Vandag is die eerste naweek van Desember. Is daar iets meer exciting as Desember vakansie? Ek dink regtig nie daar is nie. My free gym smoothie wat ek gaan haal het. So, dis Saterdag. Ek was vanoggend uit gewees vir 'n stappie en ja, het 6 km op die beach geklap. Dit was so lekker in die son. Met 'n koffietjie gaan koop by Vida. En ja, vanaand sien ek 'n paar van my vriende en môre is dit my ma se verjaarsdag. Dan gaan ons na ons favourite plek toe, Stellies, maar ons gaan na Baanhoek Market toe. Almal wat hierdie video sien en my wil support, asseblief subscribe tot die channel en like my videos en engage. Dit sal vir my regtig baie beteken. Dis 'n scary ding om jouself op die internet te sit, maar ek was nog nooit iemand wat bang was vir myself out there sit nie. Ek kry myself as iemand wat regtig preach vir mense om nie bang te wees vir failure en as goeders nie loop soos wat mense dink dit gaan verloop nie en as dinge nie 100% perfek is nie. So I want to be someone that lives that out. My channel gaan probably mixes in Afrikaans en Engels, maar vir nou is Afrikaans waar ek die gemaklikste is. So vir nou gaan dit in Afrikaans wees want dit is my taal en ek is baie lief vir my taal. En ek het vir myself gesê met my YouTube channel is Afrikaans definitief iets wat ek wil inhou en met die content en goed wat ek create. Ek nie dit Engels maak net omdat almal dit in Engels doen en dit 'n internasionale taal is nie. Afrikaans is regtig iets waarop ek trots is en dis deel van my kultuur en dis deel van wie ek is en die taal waarin ek myself die beste kan uitdruk. Maar we love the English people as well and I only watch YouTube in English. So it feels to me like YouTube videos should be in English. It just makes sense to me. Ek gaan probeer om hierdie naweek vlog te maak as my eerste Vlogmas video vir die jaar. So kom saam en dankie vir 'n judge-free zone en YouTube is altyd die vriendelikste platform, so ek sien uit vir die community en die mense wat gaan saamvolg om my lewe te sien en mag dit almal anders wat hierdie video's ook kyk inspireer om jou lewe te dokument, hoe ook al jy dit wil hê en mag ons memories vasvang en nie bang wees om onsself oop te maak vir dit share nie.
Ek's finally klaar met Magnolia Parks boek nommer 2. Daisy Heights. Iemand het hierdie boek dus describe as no plot, just vibes. En ek dink dit is so 'n goeie manier om die boek op te somme. Dis like, there is a plot, but it's not like, daar's nie 'n groot plot nie, maar ons love ook net die karakters en ja, dis net soos vibes. So, ek het hierdie boek gerate, 'n 4 uit 5, en ek super excited om finally klaar te wees met die boek. Dit klink sleg, maar jy weet wanneer jy 'n boek soos te lank lees, en soos dit gaan al oor maande, en jy doen eintlik die boeke injustice, deur om die boek so lank te lees. Like, jy gaan eintlik nie die boek 'n fair chance nie. Maar, either way, 4 stars gerate, love, Jess Hastings, ek love hoe sy skryf, dit is net Gossip Girl, it's giving Gossip Girl, as jy die reeks wil lees, die Magnolia Parks reeks, it's giving rich, it's giving drama, it's giving all the things. So as dit jou vibe is, then you will like this book. Nie die boek wat jy moet lees as jy uit die boekslamp uitkom nie, that I will say, maar op die beach, in December, onder die son, jy moet 'n lekker vibes boek hê, then this one is for you. Super excited vir my volgende boek. The Woman van Kristen Hanna. Ek hoor insane goed oor die boek. Wag nou 'n maand om die boek te koop. I finally bought the bullet. Ek het dit gekoop. En kyk soos die rand. I didn't even know that it comes like this. Maar vibes. So, die boek is 470 bladsye. Ek weet nie wat dit met my is nie, maar ek is klaar dat ek nie dat ek te lank boeke lees, dat ek te lank vat. Maar in dieselfde asem lees ek net boeke wat meer as 450 bladsye. So, love that for me. So, hierdie is my eerste Desember boek vir die jaar, my eerste Kristen Hanna boek. Ek het The Nightingale ook hier, maar dit is my eerste Kristen Hanna boek. Gaan oor 'n sussie wat besluit het sy gaan ook in die war help. Haar boetie is nou war toe, en sy het besluit she's done with, just being the normal woman, she also wants to be a hero. So I think that's waar die premise gaan, that she's gonna break the narrative a bit. En, ja, het gaan oor, she's a heroine, en deep friendships, en sy is 20 en sy gaan nou war toe. My goal vir die jaar is om 2 tot 4 boeke te lees in Desember.